Die burgerregteorganisasie AfriForum en SAI vat hande om boere in droogtegetuisterde gebiede in die Noord-Kaap by te staan en kunsmatige intelligensie argitekte, die Time tydskrif se persone van die jaar. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ten spyte van onlangse swaar neerslae elders in die land, ervaar gebiede in die Noord-Kaap steeds uitmergelende droogte toestande. Die burgerregteorganisasie AfriForum en die landbouorganisasie SAI het reeds ingegryp en hierdie week 12 ton se voer aangeskaf om die nood te help verlig. Hierdie hulp sal binnekort na die gemeenskappe vervoer word. Die voortdurende droogte dwing plase om hul arbeidsmag beduidend te verklein, wat ook op werksverliese uitloop. AfriForum het die provinsiale rampbestuursentrum versoek om Williston tot 'n rampgebied te verklaar vir vinnige hulpverlening, maar wag nog op 'n antwoord. Die organisasie se rampbestuursdeskundige Tarin Koeks doen 'n beroep op die publiek om die boere te ondersteun. Williston in die Boesmanland se boere beleef tans een van die ergste droogtes in jare. Baie gesinne en gemeenskappe staan onder geweldige druk en hulle het ons almal se hulp nodig. AfriForum doen dus 'n dringende beroep op die publiek. Maak asseblief 'n skenking, groot of klein, om hierdie boere deur die moeilike tyd te help. Besoek AfriForum se webwerf by www.afriforum.co.za, klik op skenk nou, dan op AfriForum noodfonds met die verwysing droogte, om jou bydrae te maak en 'n tasbare verskil te help skep. Saam kan ons hoop bring waar dit die nodigste is. Die grensbestuursowerheid het bevestig dat hy 2 beduidende klopjagte by die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng uitgevoer het. Altesaam 14 Ethiopiese burgers is voorgekeer wie se reisplanne op mensenhandel gedui het. Hulle het klaarblyklik Suid-Afrika as 'n deurgangsroete misbruik. In 'n afsonderlike voorval is 16 manlike reisigers van Bangladesh met vervalste visums betrap. Die owerheid sê hy verskerp grenssekuriteit om onwettige migrasie en visumbedrog tydens die vakansietyd hok te slaan. Gautengse inwoners moet voorbereid wees op die ontwrigting van watervoorsiening van môreoggend tot Maandag. Randwater gaan beplande instandhouding aan noodsaaklike infrastruktuur doen. Hierdie opgradering set ten doel om die aanleg se betroubaarheid en doeltreffendheid te verhoog. Die herstelwerk sal in verskeie fases plaasvind en is spesifiek beplan vir Desember vanjaar en Januarie 2026 wanneer waterverbruik laer is. Die eerste fase begin môreoggend om 4:00 by die Suikerbos watersuiweringsaanleg en duur tot Maandag om 4:00 die oggend. Verdere opknapping sal in die tweede en derde fases volg vanaf 19 Desember tot 6 Januarie. Gebiede wat geraak sal word, sluit dele van Pretoria, Johannesburg en Ekurhuleni in. Randwater doen 'n beroep op huishoudings om water spaarsaam te gebruik ten einde enige negatiewe impak te bestuur. Kaapstad is weer soos verlede jaar aangewys as die stad in Afrika waar motoriste gemiddeld die meeste ure per jaar in verkeersknope deurbring. Die ontleding wat deur Inrix gedoen is, toon dat Kaapenaars vanjaar 96 uur in spitstyd verloor het, 2 ure meer as die vorige jaar. En Kaapstad is 6ste op die wêreldranglys. Ander metro's ervaar ook erge opeenhopings, Johannesburg met 59 uur en Pretoria met 48 uur, albei 'n verhoging van 7%. Die toename in verkeer dui op ekonomiese groei, maar dit benadeel terselfdertyd produktiwiteit vir elke minuut wat iemand in die verkeer vassit. En die Time tydskrif het sy jaarlikse toekenning van persoon van die jaar vir 2025 bekend gemaak. Die tydskrif het vanjaar besluit om die argitekte van kunsmatige intelligensie met die titel te vereer. Volgens die tydskrif se hoofredakteur Sam Jacobs is die doel van die toekenning om op diegene wat lewens beïnvloed te fokus.
Jacob sê niemand het vanjaar 'n groter impak op die samelewing gehad as die individue wat kunsmatige intelligensie help ontwikkel en bou het nie. En op daardie noot, 'n heerlike aand, 'n geseënde naweek en ons maak volgende week weer so.